Mense wat u dringend nodig het. Maar ek wil vanmôre vir u vra, Here,
dit vanmôre sal lig in die naam van Jesus. Seën die prediker, seën die musikante, seën hulle wat vir ons die klank moet doen. En dankie Here, ons sal ons nie laat steur deur enige steurnis van buite af. Dis my gebed vanmôre in die lieflike naam van Jesus. Amen. Amen. Vanmôre as jy daar 'n hartprobleem het of 'n probleem, ek weet my kollega en vriend, Pastor Dani, hy gaan volgende week gaan hy vir die meeting, né? Die derde, ek nie vervanging doen, daarna kan hy weer lekker kos. Pastor Dani, nie ons gaan vir jou bid, nie worry. Ek vra u vanmôre om saam met my te staan en kom ons sing 'n paar koortjies saam, ek wil dit net so doen op die oomblik. Die klanktoerusting gaan ons nou maar kyk, want ons sing nou op 'n program. So, as ek iets anders wil sing, dan gaan die klank dood, dat ek bedoel, gesikkie gaan doen. Maar ons sal dit as ek, moenie nou daaroor waak nie. Maar sing net saam met my tot eer van die Here. En as jy die koortjies ken, steek op aan die hemel waar sy sê, Here, ek het gekom. En verdien, jy was so 'n paar weke nie hier nie, want jy mis jou, jy weet. Sukkel met sy skoonmaak. Amen. Kom ons staan saam en ons gaan hartlik saam sing tot eer van die Here. So saam met my bly en seker, Jesus is mine. Hier ons het ons
Om daar die liefde te kan ervaren en dit te kan deel en dit te kan delen. Dank Here dat deur daardie liefde laat die ons nooit alleen. Wanneer ons so saamkom, dan ervaar ons die besonderse goddelike heerlikheid. En dit is vir ons kosbaar. Wil U dan deur die res van hierdie diens met ons wees? Here, wil U die woord wat ons gaan deel, wil U dit opreef in ons midde vanmôre. Here, dat ons nie sommer net 'n tydjie het van dat die woord luister, maar dat die woord ons sal kom aanraak vanmôre. Dat die woord ons 'n ontmoeting met U sal gee, is ons behoefte en ons verlange in U lieflike en U kosbare naam. Amen. 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 Baie dankie. Ons span hierdie kosbare toekoms. So gewens ons kan net anders en aanhou na die Here groot maak. Omdat daar iemand is wat gehoor het wat die ons wil doen. Nou die Here is in hier op die hand gelê. Ek kan vanaf die mikrofoon in my hande kry. As twee maanden dan, want ek nou net gedag verander, want die Here praat met my op iets toe, mense geroep het vir vrienden, sê, Here, as jy dit bevestig, as pastoor sê, iemand om te sê, so glo die wees van die Here af. Ek wil vra dat al die kinders hiernatoe moet kom asseblief. Al die kindertjies kom net hiernatoe, waar is hulle? Kindertjies kom net af hiernatoe. Voor julle uitgang sal ons Dankie Here, dat hulle was aan die besoek, dit was aan die oorklat. Die Here sê, hy sê, bring die kindertjies na my toe, dat ek hulle kan sien. En die Here sê, hierdie is deel van die kerk. Hy sê, hierdie is deel van my gemeente. Hy sê, hulle is kosbaar vir my. Hy sê, julle moet nie oor hulle kyk nie, want selfs hierdie kind gaan net die woord ontvang. En die Here sê vir my, die mense wat siek is, hy sê, kinders, glo julle dat Jesus waar is? Sê vir my, ja, glo jy in sy woord, dat die woord sê, dat jy sal genees wees as jy vra. Ek wil vra die wat siek is moet opstaan in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, staan op. Staan op, die wat siek is, staan op. Kindertjies gaan lê die hand op daai en sê, wees genees in Jesus naam. Stap en loop en dit kom van die Here, dit is nie van Maria. Karavashandara sê, die gaan die hand op die mense. Omdat hulle onskuldig is, hoor hulle die woord van die Here. Omdat hulle onskuldig is, kan hulle mens aanraak. Staan op en jy jou kleinkie wees geseend in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Karavashandara sê. Raak hulle aan, gaan kindertjies gaan, beweeg, sit jy hand op al die mense wat so staan. Gaan, kindertjies, stap, kom, stap, staan, daar is 'n kannetjie wat staan. Gaan sit jou hande op en sê, wees genees in Jesus naam. Wees genees in Jesus naam. Kom kindertjies, beweeg in Jesus naam. Sit jou hand op daai kan jy sê, wees genees in Jesus naam.
wees genees, 'n kind is sonskillig. Hy hoor die woord van die Here, en hy glo die woord van die Here, en hy beweeg op die woord van die Here. Is almal aangeraak, asseblief sien nog aan, maak daai olie aan, en sê wees genees in Jesus naam. Daai olie wat daar staan, gaan, laat op, gaan raak daai olie aan. Kom, beweeg, kom, in Jesus naam. Rabbi, dankie, is almal aangeraak. Vader, ons dankie vir die woord wat waar is. Ons dankie dat Jesus 'n perfekte werk gedoen het. Dankie, Here, dat hy elkeen wat glo kan verbrei. En Here, dat ons kom vandag deur die krag van die woord en ons spreek oor elkeen van hierdie gemeente, Here. En ons sê wees genees in Jesus naam. Ontvang dit vandag, want dit is God se woord. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. God sal nie gaan teen sy woord nie. Hy kan nie teen sy woord gaan nie. En Jesus het vir jou gesterf. Ontvang wat hy vandag vir jou gee. Ontvang die volheid daarvan in Jesus naam. Dankie kindertjies, dankie pastoor. Amen. Maar daar nog iemand met 'n woord of iets wat met ons wil deel. Dat hierna bring 'n mikrofoon nader. Ek wil môre die Here baie dankie sê van die 1 Februarie. Ek was die vorige dag besig aan my klein woonstelletjie wat nie so netjies agtergelaat is nie. Ek en my tuinjong en die kinders het gebel en hulle het gesê, "Mamma, moet nie hard werk nie." Ek sê nee, ek sal nie papiere om in die rakke te kom. Die volgende dag kon ek nie loop nie. En ek het pyn gehad wat onbeskryflik is. Eendag het wat sy naam dat my voet gesleep wat gebed. Maar ek het seer gehad, ek het soms gehuil. Ek was 2 keer by ongevalle by een man, het my net so teruggesien en agterna het gehoor dat hulle nie geld het nie. Maar ek het deur die pyn geworstel, ek het hier kom sit in pyn, dat ek nie weet of my huis gaan kom nie. En vandag is die 17de dag wat ek nie met pyn het nie. Ek het pyn, maar nie daai snydende pyn wat my van my kop af gemaak nie. En ek geloof en ek dank en ek prys die Here vir almal wat saam met my gebid het. En ek het sy geneesende krag. En ek wil vir u baie dankie sê, die wat op die gebedsgroep is, wat weet van my broers se seun, wat in 'n ernstige motorfiets ongeluk was. Gisterand het sy suster gebel en gesê dat hy sy eerste visio kon kry. En later aan het ek iemand gehoor wat vir my laat weet het, dat dit is so goed gegaan. Sy bene wil nie saamwerk met die skade op sy bene. En dit was Vrydag 3 weke, maar die Here het wonders daar gedoen. 'n wonder nie te onderwerp toe ek die boodskap kry, het ek in baie gedink, dit is nie die einde van hom. Jong seun, jong man. Maar ek glo dat die Here hom sal sy bene sal aanraak en volkome genees. En ek wil God vir julle vra, dit is vir my stem, dit is vir my baie moeilik om te praat. En dit met my, maar hulle weet nie wat sy inspanning wat is nie. En ek glo die Here gaan dit ook aanraak. Ek geloof in waar sy goedheid, waar sy krag, waar sy heerlikheid. Halleluja, ons wil die Here saam met die Here. U kan blaai na Psalm 122. Gesels uit daardie Psalm vandag en voordat ons
dit gaan lees, wil ek van my kant af ook net vir baie welkom sê. Ek sien vir die laarwys na agter, lekker om julle weer te sien, weer gesondheidsomstandighede, om nie kan hulle nie so gereeld hier wees nie, en ook vir Lafras se vader, vandag saam met ons kom kuier, baie welkom saam met ons hier en daar, ander besoekers, wonderlik lekker om u almal te sien. Ek wil met u deel uit Psalm 122, 'n besonderse leidskap wat Dawid beleef en wat hy aanteken hier in Psalm 122. En voor ek dit met u deel en voor ons gaan lees daar, wil ek eintlik net 'n vraag by u laat. Was u bly om vanoggend na die huis van die Here te kom? Ek weet het was koud, ons moes opstaan, die ons wat vroeg opstaan, het was nie so maklik geweest nie, maar was daar 'n leidskap, 'n opgewondenheid in u hart, iets wat u in die binneste net opgewonde gemaak het, vir die wete dat het Sondag is, daar's 'n kerkdiens aan, en ons kan na die huis van die Here gaan. En Dawid se besonderse blydskap in Psalm 122 lê juis hierin, in die gedagte dat hy geweet het, hy gaan na die huis van die Here toe. En ek dink die meeste van u kan by hierdie tyd al die teksvers quoteer wat ek wil gebruik. Daar Dawid in Psalm 122 vers 1 sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Maar kom ons lees sommer net die hele Psalm deur. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Ja, ek dink julle kan vir ons die monitor so 'n bietjie sagter stel asseblief. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here te loof. Want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid, bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Terwille van die huis van die Here ons God, wil ek die goeie vir jou ondersoek. Daar's 'n paar dinge in die huis van die Here wat Dawid opgewonde maak en wat hom bly maak en hom laat uitsien om na die huis van die Here te gaan. En ek gaan nie vanoggend oor dit alles praat nie, ek wil sommer net so 2 of 3 dinge aanraak rondom die huis van die Here en dit wat vir ons die blydskap bring. Dawid begin hierdie Psalm eintlik so op 'n bruisende noot, so opgewonde noot. Ek was bly toe hulle gesê het dat ons na die huis van die Here gaan. En ons weet dat hier verwys die huis van die Here na Jerusalem. Dit was die stad van sy hart en dit was die geestelike tuiste en die hoogste baken van sy godsdienstoefening. Jerusalem was 'n baie belangrike plek vir die volk van Israel. Inteendeel, dis vandag nog 'n baie belangrike plek vir die volk van Israel. Dis 'n plek waar dis hulle godsdienstige en hulle politieke hoofstad. Die stad ook waar Salomo die eerste tempel gebou het en waarheen die volk gegaan het om te gaan aanbid. Dis waarvoor hulle na die tempel toe gegaan het. Vandag is Jerusalem onder spervuur en onder die gevaar van 'n moontlike wêreldoorlog. Daarom is dit nodig dat ons almal vandag vir Jerusalem sal bid. Dat ons vir die volk van die Here sal bid en hulle sal opdra en die Here se beskerming oor hulle sal afbid. Dit ook 'n oproep wat in die laaste gedeelte van hierdie Psalm voorkom, maar ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie. Ek wil so 'n bietjie sentreer op ons, op my en u, wat nog die voorreg het om na die huis van die Here te gaan en te ondersoek, onsself te ondersoek. Is ons nog opgewonde daaroor
Is daar nog 'n blydskap by ons, dat ons Sondagoggend kan opstaan en na die huis van die Here gaan slaap ons Saterdag aand al met daardie opgewondenheid en die wete, daar's iets môre wat voor lê, waarin ek 'n besonderse blydskap het en waar ek uit iets besonders gaan put. En die kern van Dawid se blydskap en van hierdie psalm is verseker vers 4 waarin hy verklaar dat ons gaan na die huis van die Here om die Here te gaan loof. Dit sê in vers 4, om die naam van die Here te loof. En dit behoort 'n vraag by my en u te laat in hierdie tyd. Dit behoort 'n vraag by alle gelowiges te laat in die tyd waarin ons leef. Het ons nog daardie doel om na die huis van die Here te gaan, om sy naam te gaan loof? Ek wil vir u sê, wanneer ons sy naam loof, dan ervaar ons wat ons vanoggend ervaar. En ervaar ons wat ons verlede Sondag ervaar het. Ons kom met ons dankbaarheid om die naam van die Here te loof. En Dawid se hele belewenis van die huis van die Here is, dis sy oase en die lewe in die lewe se woestyn. Dis 'n drinkplek van die trop waarvan hy deel is en waar sy geestelike dors geles word. Hierdie plek maak hom bly, hierdie plek maak hom opgewonde en die tyd wat hy daar deurbring, voed en sterk sy geloof. En wat 'n voorreg is dit nie, om so 'n plek van tuiskoms te hê. Ek dink die mense besef meer aldag in die moderne tyd waarin ons leef en waarvoor soveel waarde van, soveel waardes van die woord van die Here afgewater word. Hoe wat 'n voorreg het ons om nog 'n tuiskomplek te hê waar ons kan saamkom, saam met broers en susters, saam met kinders van die Here en waar die Here van die kinders in beheer is en waar hy ons kom seën in sy heerlikheid oor ons laat kom neerdaal. En dis hoekom ons daar by ons ingaan, 'n bordjie het en sê welkom tuis, want hierdie is die plek en die huis van die Here. Dis die plek waar ek en u saamkom, my broer en suster, om mekaar te kom ontmoet en om God te ontmoet en vir mekaar te bid en mekaar op te dra aan die Here en te doen wat die Heilige Gees met ons wil doen. Dis die plek waar ons blydskap kom vind in die Here elke Sondag. Elke gelowige. Ek wil dit eintlik verder vat en sê elke mens het so 'n plek nodig. Ek weet nie hoe mense deur hierdie lewe van vandag kom sonder 'n plek van aanbidding, sonder om na die huis van die Here te gaan en opgewonde daar te wees nie. Ons het elkeen 'n plek waarna toe ons Sondag kan terugkeer. 'n oase van blydskap, 'n oase van tuis wees en uitsien daarna om daar te wees. En ek kom agter, Dawid se eerste gedagte van sy blydskap en sy uitsien na die huis van die Here is, dat God is self daar teenwoordig. En in sy heerlikheid kom vul hy die plek. Ons het vanmôre gesing, die aarde is vol van sy heerlikheid. En in sy heerlikheid kom vul hy hierdie plek, wanneer ons saamkom, my broer en suster, en binne daardie heerlikheid openbaar God homself aan ons as die God van wonders. En ek wil vir u sê, as u vanoggend uitgekom het vir gebed, of as u in die bank gesit het met 'n spesifieke behoefte en u
daarvoor gebid. Moenie verbaas wees as u hier uitstap en daar 'n wonderwerk plaasgevind. Want God doen wonderwerke, wanneer hy sy heerlikheid aan ons openbaar. Hy doen wonderwerke wanneer ons saamkom in sy huis en hy daar is en hy met ons kom ontmoet. Maar ons moet ook een besef, God doen wonderwerke met 'n doel en hy openbaar sy heerlikheid aan ons met 'n doel. Moses is in Exodus 33 vers 18 is hy op die berg en hy vra God om sy heerlikheid te sien. En weet jy wat? God staan hier versoek toe. En hy sê vir Moses, ek sal jou my heerlikheid toon. Maar hy steek hom weer weg in 'n rotskuur. En hy sê, ek sal my hand voor jou hou. En dan sal ek verby jou beweeg. En wat vir my opvallend is, dat Moses het nie donderweer of weerligstrale of aardbewings gesien. God se heerlikheid het in 'n eenvoudige, stil openbaring na Moses gekom. En die Here het by hom verbygegaan en aangekondig binne sy heerlikheid dat hy die Here is, God van genade en dat hy barmhartig en lankmoedig en oorvloedig in goedheid en waarheid is en dat hy genade gee aan duisende en vergifnis van sonde en ongeregtigheid. En toe Moses hierdie openbaring ervaar, het hy na die aarde toe gebuig en neergeval. En hierdie heilige oomblik kon Moses nie anders om te buig voor die Here en sy knie te buig en om te erken as die Here, die God van alles nie. En net in daardie openbaring ondervind Moses die God van vergifnis van sonde, die God wat ongeregtigheid vergewe. En wanneer ons so saamkom in die huis van die Here, my broer en suster, en wanneer die gees van die Here neerdaal tussen ons, wil ek vir u sê, het dit die vermoë om enige iets in enige menselewe te verander. Dit is binne die vermoë om ons omstandighede te verander. Dit is binne die vermoë om jou finansies te verander. Dit is die vermoë om jou siekte te verander en jou te genees. Dit is die vermoë om jou gedagtes en jou hart te verander en jou op te lig en jou sonde te vergewe, sodat jy vry en regverdig voor die Here staan. Die doel van God se openbaring wanneer sy gees neerdaal, is nie om 'n oomblik van ekstase te gee. Dit word toegelaat sodat ons sy heerlikheid sal ervaar en sodat ons deur daardie aanskouing en die belewenis daarvan verander sal word. Ons hele menswees verander sal word. Dat ons anders sal dink, dat ons anders sal doen, dat ons anders sal optree, dat die onvergewensgesindheid vir sondes in ons binneste is, waarmee ons na die huis van die Here gaan, sal verander word in die ervaring van God se vergifnis oor ons, en dat ons by vergifnis sal uitkom, en daar die bitterheid uit ons uitkom, en daar 'n blydskap in ons lewens sal kom, en 'n vreugde waarmee ons voor die Here wil buig, en sy naam groot maak en verheerlik. Moses se gesig het geblink na daardie ontmoeting. Daar het iets uit hom uitgestraal na sy ontmoeting met die Here. En dit geld vir ons steeds ook vandag. Ons ontmoeting met die Here in die huis van die Here moet ons verander om al meer gelyk aan die beeld van Jesus te word.
Paulus kom sê vir ons in 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Dit bring 'n ander soort blydskap. Dit bring 'n besonderse blydskap. Ek en jy, die kerk se deur ingekom Sondag, met al ons sorge, met al ons probleme, met alles wat ons in die week mee gelos het, elke storm wat ons heen en weer gewaai, en die heerlikheid van die Here, daarmee. En hy gryp in, en dan die omstandighede, en hy verander dit sodat ons anders by die Here uitstap. Ons het 'n lied om te sing, ons het 'n loflied om na die Here toe te bring, ons het 'n lied om na die wêreld toe te bring, want daar is 'n blydskap in ons. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan, want daar in die huis van die Here, die Here van die huis, alles kom verander in my lewe. Ons stap anders uit, wat ons ingekom het, en ons kan daar die seën wat ons ontvang het gaan deel. Heerlikheid van God, dat eintlik so kosbaar. Alles ons probleme nie daardoor opgelos nie. Alleen die sorge nie, bedoel dit se tyd verby nie. Daar's nog storms wat woed. Maar binne daardie storms, word ons verander. En word ons beskerm deur die heerlikheid van God. En Moses in die rotsskeur gaan wegsteek om hom te beskerm. Moses se probleme was nie opgelos nie. Toe daar by die kamp kom en die laag is daar groot probleme. Baie moeilikheid. En so ondervind ons dit ook, maar wanneer ons maandag weer in ons sekulêre lewe is en al die dinge wat ons gebeur. Maar dit wat die heerlikheid van die Here Sondag in die huis van die Here vir ons kom toeneem, neem nie die blydskap en dit wat in die wêreld gebeur, neem nie daardie blydskap uit ons weg nie. Dit bring by ons 'n nuwe opgewondenheid om weer uit te sien na die volgende keer wat ons na die huis van die Here gaan, en mag die volgende keer vir ons elkeen word, die volgende keer wat daar iets by die huis van die Here aan is, nie oor 3 maande of oor 6 maande nie, maar dat ons gereeld na die huis van die Here gaan. 'n volgende wat ek by Dawid opmerk wat sy blydskap bring, is die lof en aanbidding wat hy aan die Here kan bring, daar in die huis van die Here. En hy sê in vers 4 van Psalm 122 iets baie besonders. Hy sê dis 'n voorskrif aan Israel om lof aan die Here te bring in die huis van die Here. Die Amplified sê it's a decree and ordinance for Israel to give thanks to the name of the Lord. En net so kom ons, soos wat die blydskap in ons 'n dankbaarheid bring, kom lof voort uit ons dankbaarheid, en kan ek en u nie anders as wanneer ons by die huis van die Here is, om sy naam groot te maak en te verheerlik, en aan hom al die aanbidding te bring. Die blydskap van die huis laat ons vir 'n oomblik vergeet wie ons is. Dat ons vergeet wat ons probleme is. Dit laat ons vergeet waar ons stryd lê, en laat ons fokus op Jesus. Ek weet nie wie van u het ons vanmôre so lekker gesing, en ons werklik gevoel het ons betree heilige grond, en die heerlikheid van die Here in ons lofsange kon rus, wie aan iets anders gedink het nie.
ek wil vir u sê jammer, ek het gemis. Ons moet poog om in ons lof en ons aanbidding ons fokus op die Here te plaas en nie meer op ons probleme wat saam met ons by die Here inkom nie. Wanneer ons na die huis van die Here kom en ons is opgewonde en bly daaroor, my broer en suster, dan is daar 'n lied in ons hart wat ons aan die Here wil sing. Nie 'n lied wat ons aan die wêreld wil sing nie, nie 'n lied wat ons aan onsself wil sing nie, maar 'n lied in ons hart wat vir ons op 'n plek bring waar ons voel ons wil voor die Here meer buig, soos wat Moses voor die Here meer gebuig het, om vir hom te kom dankie sê. Ons fokus is nie meer op onsself en die wêreld rondom ons nie. Ons fokus is op wat God gedoen het. Het hy al iets in die lewe gedoen? Amen. Ons fokus is op dit wat God nou doen. En ek glo hy is in elkeen van ons se lewens besig nou om iets te doen. Net die feit dat ons vanmôre hier kan wees, sê dat hy is besig om iets in ons lewens te doen. En ek het vir die goeie nuus, hy gaan nog vir ons baie doen, totdat hy gaan kom om ons te kom haal. Hy gaan ons nie alleen hier los nie. En wanneer ek en hy saamkom in die huis van die Here, behoort ons fokus te wees op hom en hom alleen. En dit laat ons dan besef, maar daar is niks wat vir die Here onmoontlik is nie. Hy kan ingryp in 'n onrustige tyd. En nou die dankie. Hy gebruik soms kinders. En hy werk deur hulle. Ek vertel dit graag, so ek is 3 weke terug. My dogtertjie gaan oplaai vir skool, toe sê sy vir my, papa, ek het 'n baie snaakse droom gehad vandag. Ek het gedroom. Die Here sê vir my, papa moet op 'n gaskoeldrank drink en begin oefen. So nou wanneer ek die winkel kom, word ek al op die gaskoeldrank kassa, kry ek oefen en oefen. Ek gee dit mis ek neem dit van die voetbal. Want die Here gebruik het. Jy moet nie verbaas as jy vir hom aangeraak is. Jy kind sy hand op u gelê. Wanneer ons saamkom, kom loof en prys ons die Here vir alles wat hy doen. Psalm 103 tot daar wat hy sê, hy wil die Here loof met alles wat in hom is, en nie een van sy weldade en sy seëninge vergeet nie. En dan noem hy net so 'n paar van daardie weldade, net so 'n paar van daardie seëninge. Hy sê dit is hy wat al my sondes vergewe en al my siekte genees. Dit is hy wat my verlos van die verderf. En uit liefde kroon hy my met goedheid en barmhartigheid. Dit is hy wat jou die goeie in oorvloed laat geniet en die jeugdige krag van 'n arend gee. Dit is hy wat geregtigheid laat geld en reg geskied aan almal. Hy maak selfs sy weë aan ons bekend. En hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, en hy vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Ek kan aangaan en ek kan seëninge deel wat ek van dag tot dag in die hand van die Here geniet. En wanneer ek saamkom in die huis van die Here en ek besef dat al daardie seëninge kom net uit sy hand uit, dan wil ek vir u sê, my broer en suster, het ek nie genoeg tyd in 'n uur en 'n half wat ons hier saam is om die lof en die dankbaarheid wat in my hart is die Here te bring nie. En ek kom maar net met 'n blydskap, en ek kom maar net met 'n vreugde, en ek kom maar net met 'n heerlikheid, en ek kom sing en ek maak die naam van die Here groot, omdat daar binne in my iets gebeur, 'n blydskap wat ek nie verklaar nie, 'n blydskap wat ek nie kan verduidelik nie, maar dit maak my opgewonde om na die huis van die Here te kom. Want in die huis van die Here is broers en susters met wie ek die opgewondenheid kan deel, met wie ek my seëninge kan deel, vir wie ek kan vertel
wat die Here vir my gedoen het. Dan die laaste wat ek wil aanraak is, ek sien Dawid het 'n ernstige oproep tot gebed. Eerstens vir die huis van die Here en dan in die huis van die Here. In vers 6 sê hy, bid om die vrede van Jerusalem. Ja, ek het dit vandag bid. Ons sien Jerusalem, Dawid is die huis van die Here gesê, ook ons huis, hier waar ek en u vandag is, dat ons voortdurend sal bid vir die vrede van die Here, hier in die huis van die Here. Want ek wil vir u sê, die duiwel is nie gelukkig met wat in die huis van die Here gebeur nie. En hy doen alles in sy vermoë om dit om te krap en dit weer mekaar te maak en die kinders van die Here ongelukkig te maak in die huis van die Here. En dis die laaste plek waar 'n mens ongelukkig moet wees en ongelukkig moet word. Jy moet daar uitstap met die blydskap van die Here. En jy moet daarin kom met die blydskap van die Here. Jy moet met die opgewondenheid daarin kom. En Dawid het hierdie ernstige oproep tot gebed vir die huis van die Here. Wanneer ons die blydskap van die Here wil beleef, is dit nodig dat ons vir mekaar sal bid. Dat ons mekaar sal opdra aan die Here. En dat ons vir die gemeente sal bid. Vir elke diens, vir elke funksie, vir elke bediening. En sal opdra en ons sal bid dat hulle wat diens doen in 'n bepaalde diens werklik gereed sal wees en die salwing van die Heilige Gees op hulle sal hê om te doen wat die Here wil hê met hulle gedoen word. Opmerklik dat toe die Here Jesus op aarde was, het hy self 'n passie van gebed vir sy huis gehad. Jy sal onthou die gedeelte in die Evangelies, wat ek sommer hier aangeteken in Matteus 21, hoe die Here daar by die tempel kom en sien wat daar gebeur. Toe hy die tempel skoongemaak van al die verkeerde goed wat daar was. En hy het gesê, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. En dan lees ons net so eentjie verder in Matteus 21, die effek van die huis waar gebed met 'n passie toegepas word. En belangrik is, in vers 14 sê, en daar het blindes en krippels na hom toe gekom in die tempel en hoor nie, en hy het hulle almal gesond gemaak. Hulle ons bid vir die huis van die Here. En dit wat gebeur in die huis van die Here maak ons die tempel ook verwonderlik. Want ons verdryf die gees en die verkeerde gees wat van buite af kom. En ek wil u aanmoedig, geliefdes, bid elke week, elke keer wanneer u op die knieë gaan vir hierdie gemeente waarvan ek en u deel is. Bid dat hier nie verkeerde dinge sal inkom nie. Bid dat die verkeerde dinge afgeweer sal word. Dit wat die duiwel soms op 'n baie slinkse manier sal inbring. Bid vir die gemeente dat ons waarlik sal ervaar dat wanneer ons saamkom hier, ons die wonderwerkende hand van die Here sal sien beweeg tussen ons deur. En ek wil vanmôre vir u verklaar dat ons gaan 'n opgewondenheid en 'n blydskap in ons lewens ervaar wat ons nie kan verduidelik nie. Wanneer die gemeente voortdurend vir die gemeente bid, van wonderwerke plaas. Mense word genees, probleme word opgelos, hart
harte word verander, finansies word herstel, wanneer gebed 'n integrale deel van die gemeente se samekoms is. Daarom is dit nodig dat ons sal gereed wees, dat ons sal inkom en dat ons gereed sal wees om vir mekaar te bid, want dis die plek waar ons saamkom om hande op mekaar te lê soos die woord ons beveel. En die woord het 'n bepaalde opdrag ontdek en die siekes sal gesond word. Ek het nog so baie om te sê. Maar kom ek gaan afsluit vanmôre. En ek wil vir u sê, die huis van die Here is ons veilige hande in die dag waarin ons leef. En die lewe is vol storms. Elke dag is daar storms. En ek en u het 'n veilige hand. Dis ons toevlug, 'n plek van vreugde en vrede. Dis waar ons die Here leer ken. En dan wil ek nie sê die Here nie die Here ken in die binnekamer, of in die Bybelstudie, of wanneer die tyd saam met by die huis het nie. Maar hier leer ons die Here ken, wanneer hy homself in sy kerk kom openbaar as die God van wonderwerke, en wanneer hy mense kom verander, en hulle omstandighede verander. Hier leer ons om te ken as die God wat ons gebruik as sy arms verleng, om ons hand op ander te lê en vir hulle te bid, om te kan help en voorsien waar ons kan voorsien. Hier leer ons om te ken as die God van die liederdigter gesê het, Jesus loves me. Dis hy. For the Bible tells us so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Dis hier waar ons wysheid kry en voorberei word vir die taak wat hy vir ons hier op aarde het. En dis hier, hoekom ons altyd daarna moet smag om in die huis van die Here te wees, om dit te koester as die plek waar sy teenwoordigheid is. Geen wonder die Hebreërs skryf vermaan ons, en eintlik in die vermaning moedig hy ons aan om na die huis van die Here te gaan en nie die onderlinge byeenkomste na te laat. En hy sê verder, die rede daarom is juis omdat ons sien die dag van Jesus se koms is naby. En ek dink nie een van ons so 'n bietjie die nuus dop oor die tyd kan opken dat die koms van die Here nabyer is as ons dink. Ons kyk wat in die Midde-Ooste gebeur het so 'n bietjie volg wat daar gebeur. En ons het die kennis van die Bybel aangaande die laaste dae en die laaste tyd voor Jesus se terugkoms en weglawing wat moet plaasvind. Dan moet ons vir mekaar vandag sê, as daar ooit 'n tyd was wat ons moet smag om in die huis van die Here te wees, dan is dit nou. As daar ooit 'n tyd was wat die kerke moes oorloop van die teenwoordigheid van lidmate en selfs mense van buite, dan is dit juis nou. Ons kan nie genoeg beklemtoon hoe naby die koms van die Here is nie. Die Hebreërs skrywer sê vir ons dat ons moet juis in hierdie tyd nie onderlinge byeenkomste nalaat nie, maar dat ons na die huis van die Here gaan en mekaar aanmoedig, mekaar aanspoor, ander aanmoedig en aanspoor om na die huis van die Here te gaan, so terwyl ons besef en weet hoe naby die koms van die Here is en dat ons gereed sal wees daarvoor. Mag ons vir mekaar sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, dat ons na die huis van die Here gaan. Kom ons buig toe, Hemelse Vader, ons wil sê vir U dankie vir hierdie huis. Dankie Here, dat U heerlikheid in hierdie huis is.
en dat ons hier na toe kan kom, en dat dit die plek is, waar ons werklik ons veilige hawe vind, en die oasis, waar ons geestelike dors kan omles. Maar ek wil vanmorgen bid, dat as hier iemand in die gehoor sit, wat in sy hart voel, ek nog nie daar die opgewondenheid nie. Here, dat U met vir hom 'n ontmoeting sal gee, dat U hom sal aanraak, dat U daar die persoon sal aanraak, en dat daar, wanneer hy of sy in die huis saam is, iets in die binneste gebeur, wat 'n besonderse opgewondenheid en blydskap bring, soos wat Dawid dit in sy lewe ondervind het, en dat ons werklik opgewonde sal raak in hierdie laaste paar dae wat ons oor het om na die huis van die Here te gaan en U daar te ontmoet in U volle heerlikheid en in U volle glorie. Amen. Ons is so kostbaar wat sê alles daar. When they say unto me, let us go to the house of God. That is die woorde gesoek, maar kon dit nie kry vervolg. Maar dan sê het verder, the glory of His presence, and the showers of refreshing, die heerlikheid van God, en die stortvloede van opwekking en vernieuwing, awaits me in the house of God. Hier is altyd 'n verwagting. Daar is altyd 'n verwagting wanneer ons na die huis van die Here gaan. En dit moet ons altyd opgewonde maak. En mag dit U in die dae wat voorlê. Ek weet nie hoeveel dit nog is nie. Dit kan dalk nog net gedagtes ons weet. Maar dat ons, wanneer ons na die huis van die Here kan gaan, dat ons opgewek is, dat ons bly is, en dat ons alles in ons vermoë sal doen, om by die huis van die Here uit te kom, en daar te kom ontvang, wat die Here vir ons wil gee. Ons gaan afsluit met 'n koortjie, wat weet vir ons sê, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Net voordat die musiek staan vir ons die slot gaan waarneem, wil ek net vir u so 1 of 2 afkondigings gee. Ons het nie eintlik afkondigings nie. Skoolvakansie is op hande. Ek herinner u net daaraan dat ons nie aandiens het, dan so van 2 of 3, dat die meer sonder aandiens, ons kyk net koue verby is, en ons weer by mekaar kom, ons gebed selfgroep op Dinsdag en ook voorlopig, ons 2 weke het breek gevat, maar die dienste is sondag hier, en ons is bly om na die huis van die Here te gaan. Daar is nog koffie daar, die ons fokus is maar gaan kuier lekker saam met die broer en suster daar, en geniet die Here koffie, die Here seën u, en dan jy ons ontvang. Pastoor, prys die naam van die Here. Ons sal met ons stem dat die koms van die Here baie naby is. Hy is so naby dat die patiënt sit met die dokter, en hy sê, dokter, hierdie probleem binne in my liggaam, hoe lang gaan dit vat? Dokter sê vir hom, ek sal aanbeveel jy by die langspoedbaan begin is. Jy gaan dit nie maak. Maar hy koms van die Here is baie naby. Daarom gaan ons staan saam met ons sing hierdie pragtige woordjie saam sing tot weer van die Here. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Dit is nou die geleentheid wat jy het om finansies vir die werk van die Here te gee. Baie dankie. So, kom ons sing saam. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say the things today that the Lord has made. I will rejoice and make Him glad. I will thank Him glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad.
Stem saam met pastoor hierdie ingestap, dalk met probleme en wat ook al mee gepaard gaan, maar ek hoop as jy daar uitstap en maandag aanbreek dat dit nie sal wees nie. Dan sal nie 'n probleem wees nie. Alraai, ek laat altyd dink baie jare terug het Amerikaner hier gepreek. Hy het altyd gesê, hy het altyd 'n probleem gehad, sodra hy nou gaan vir 'n tyd wat hy nou gaan bid, dan val die duiwel op aan, sê duiwel, hoor jy het die pos dit afgesit nie. Hy sê, jy weet jy wat, jy moes Pieter, you should have gone Pieter, hy sê, that is another one. But then the dog start barking, and then say, oh, the dog, hy sê, weet jy wat doen hy toe om die duiwel te kort, weet hy sê, hy vat het pen, en een potlood, en een papier, hy sit om neer, hy sê, vou Pieter, hy sê, al vou Pieter weer aan vriend. Hy sê, so het gegaan, binnen die eerste week toe, van die duiwel nie meer aan, toe los hy vir Pieter, en hy los die hol en alles, en hy gaan nie aan. Daarom glo ek, broer en suster, in gebed. Hy vrou vir my, wat daar so, jy het nou die dag een dom ding gedoen, weet jy, ons sit in die lichaam daar by die kombuis, daar by die wasbak, die eerste keer het hom gewaas daar al die jare, en dan sit ons in die weer daar. Ons sit alles aan mekaar, die tou leed daar so dit, twee vlies, is ons net so twee daai, so wiekie, wat ek is so swartiekie op. Nou wil sy die ding daar achter die so lysie wat een gaatjie is, sy wil hom daar indruk, dan aan die kop, dan daar, dat is een lang story, maar ons kry nie een ding om te druk. Ek gaan haal, een plat, een skerpie. Dit is een baie skerp ding nie. En nou vat sy nie dingetjie, nou bly sy hierdie dingetjie so indruk. Maar wat sy nie besef is nie, die ding is ingeskaap. Die volgende oomlik toe sy rijding so druk, die hoor ek 'n gil en 'n skreeuw, sy spring so hoog, en sy sê, die probeer om my hond. Wat het jy gemaak? Sy sê, ingedruk in die kostleiding veroorzaak. Maar hoe het ook al sy, die Here is daar om ons by help, en ons te staan. Baie dankie broer en suster, en ons sien julle hier laatst op die koffie, want hou net as jy uitgaan en jy gaan die koffie, dan moet jy kry 'n pap weer hoor. Ek het nou die dag gehad gehad, ek sê vir my hier voorbij, en ek moet sê, meneer, hou, nu kry 'n pap weer. 2 weke later, toe hoor ek dat ek ons keer die dag van vooraf, ja, ek stap nou op, ek sê, wat is die probleem? Ek sê, net die, het my kans op my terug gestaan. Loof die naam van Here. Baie dankie, Here Jesus, dat U vanmorgen in hierdie kerk was. Dankie vir die pragtige boodskap. Dankie vir die ingereerde boodskap. Hierdie boodskap wat ons sal inspireer vir hierdie week wat kom. Dankie vir my broer en suster wat hier is, Here. Bid dat U in hierdie week sal seën. Staan hulle by met enige probleme. En alles wat ons vra ons in die naam van die Here. Die Here, die fondse wat ons ingesamel het nou, U sal dit gebruik en vermenigvuldig. Ons vra dit in die mooiste naam op aarde, in die naam van Koning Jesus. Amen. Die Bijbel.